Here, ons sê vir U dankie dat ons op hierdie Vadersdag ook by mekaar kan wees. Dankie vir elkeen wat 'n pa is, elkeen wat kinders het en vir die invloed wat ons as vaders ook in ons kinders se lewens kan hê. En ons bid vir elkeen, ook veral vir die jonger paas wat nog jonger kinders het, dat U ook vir hulle met wysheid en insig sal seën, ook in die manier waarop hulle kinders grootmaak. Maar dankie dat ons U kan aanbid as ons eintlike Vader, ons hemelse Vader, en dat ons ook na U toe kan kom vandag, in die verwagting dat U deur U woord met ons gaan praat. Leer vir ons deur U woord om volgens U wil te lewe, Here. Amen. Lukas 17, ons lees die eerste 6 verse saam. Jesus het vir sy disippels gesê, dit is onvermydelik dat daar dinge kom wat mense laat struikel, maar ellende wag vir die mens wat die oorsaak daarvan is. So 'n mens kan eerder met 'n groot klip aan die nek in die see gegooi word, as dat hy vir een van hierdie kleintjies 'n struikelblok word. Wees dus self op julle hoede. As jou broer verkeerd optree, berisp hom, en as hy berou kry, vergewe hom. Selfs as hy 7 maal op 'n dag verkeerd optree teen jou, en 7 maal na jou terugkom en sê, ek is jammer, moet jy hom vergewe. Die apostel sê toe vir die Here, gee ons meer geloof. Maar die Here antwoord, as julle maar geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie gehad het, sou julle vir hierdie moerbeiboom kon sê, trek jou met wortels en al uit die grond uit, en plant jouself in die see, en hy sou julle gehoorsaam. Geliefdes, ek lees onlangs dat die bekende akteur Clint Eastwood op 96-jarige ouderdom uiteindelik besluit het om af te tree. En as jy hom nog kan onthou as die persoon Blondie in The Good, The Bad and The Ugly, of as die onortodokse speurder in Dirty Harry, dan verklap dit iets van jou ouderdom. Maar alhoewel Clint Eastwood 'n briljante akteur is, het ek persoonlik nog meer waardering vir hom as rolprentregisseur. En in 2006 het Clint Eastwood 'n baie interessante eksperiment gedoen. Hy wou die verhaal vertel van die aanval van die Amerikaanse magte op die eiland van Iwo Jima, wat tydens die Tweede Wêreldoorlog deur Japan beset was. Maar hy wou toe hierdie verhaal vanuit 2 hoekpunte benader. Hy wou die verhaal vertel in die eerste plek uit die oogpunt van die Japaneese wat die eiland beset het en daar gebly het. En in 'n tweede rolprent wat hy toe later uitgereik het met die titel Flags of Our Fathers, wou hy dieselfde verhaal vertel, maar hierdie keer vanuit die hoekpunt van die Amerikaanse magte wat die aanval op die eiland geloods het. 2 rolprente met dieselfde tema wat gaan oor dieselfde verhaal, maar vanuit 2 verskillende hoekpunte beskou. En geliefdes, in 'n sekere sin som dit vir my hierdie eerste paar verse van Lukas hoofstuk 17 mooi op. Lukas is besig om een bepaalde tema te behandel in hierdie verse. Hy wil praat oor vergifnis. En dis 'n onderwerp wat nou al etlike kere in hierdie evangelie van Lukas na vore gekom het. Julle sal onthou hoe dit ons in Lukas hoofstuk 3 gesien het dat Johannes die Doper sy bediening begin juis deur die vergifnis van God te verkondig. En toe het ons in Lukas hoofstuk 5 gesien hoe dat Jesus die verlamde man wat daar deur die dak dat sak is genees het en ook sy sonde vergewe het. Daarna in Lukas hoofstuk 7 ontmoet ons die vrou wat Jesus se voete kom was het nadat haar sonde vergewe is. In Lukas 11 vers 4 leer Jesus sy disippels hoe om te bid en vergeef ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat teen ons oortree. En dan kom ons hier by Lukas hoofstuk 17 uit.
En dis 'n volgende gesprek wat handel oor vergifnis. Maar in hierdie gedeelte bespreek Jesus dit uit twee verskillende hoekpunte. Aan die een kant is daar die mense wat verkeerd optree en wat vra vir vergifnis. En dan aan die ander kant is daar die mense teenoor wie daar oortree is en wat dan moet besluit, gaan hulle vergewe of gaan hulle nie. Dis die keuse wat hulle het. En albei hierdie partye is belangrik vir ons as ons hierdie tema van vergifnis wil verstaan wat Jesus hier aan die orde bring. Nou die gedeelte wat ons saam gelees het, begin eers deur te praat oor versoekings. Versoekings wat oor ons pad kom. Nou reeds in die Nuwe Testamentiese tyd was daar mense wat skynbaar geglo het dat as jy eers 'n volgeling van Jesus is, maak dit eintlik nie meer saak hoe jy leef daarna nie. Hulle het geglo as jy 'n Christen is, as jy 'n volgeling van Jesus is, kan jy eintlik maar jou eie lewe leef. Jy het nie nodig om die lewenstyl van Jesus ook aan te neem in jou eie lewe nie. In Paulus se brief aan die Romeine is hierdie juis een van die groot vraagstukke waarmee hy worstel. Terwyl Paulus daar in Romeine 5 baie praat oor die genade van God, hy kan eintlik nie uitgepraat raak daar nie, hy borrel oor hierdie tema van God se genade, dan kom hy in Romeine 6 vers 1 en 2 en hy vra die vraag, moet ons aanhou sonde doen sodat die genade kan toeneem? Beslis nie. Hoe kan ons wat dood is vir die sonde nog daarin voortlewe? En ek vind dat daar vandag steeds Christene is wat van mening is dat as jy gered is, dit vir jou 'n vrypas gee om te leef soos jy wil. Hulle het iets van 'n houding van eenmaal gered, altyd gered, en nou maak dit nie meer saak hoe ek leef op aarde nie. Ek wonder hoeveel keer ek in my lewe al moes gehoor het dat mense sê, maar ek is nie meer onder die wet nie. Ek leef onder die genade van God. En natuurlik is dit waar. Maar dit gee nooit vir jou 'n vrypas om te leef soos jy wil nie. Hier in vers 1 sê Jesus wel vir sy disippels dat dit onvermydelik is dat daar dinge oor jou pad kom wat mense laat struikel. Jesus sê vir ons, sonde is deel van die realiteit van die lewe, maar sonde is nooit normaal nie. Hoeveel keer het mense nie ook al vir my gesê, kerklidmate vir my gesê, nadat hulle een of ander onbesonde ding aangevang het, ag dominee, ek is maar net 'n gewone ou sondaar. Of dominee, niemand het die reg om my te oordeel nie. Ons is almal maar sondaars. Dank het jy dit alself iewers vir iemand gesê. Dank het mense dit ook al vir jou gesê. Dink ons is goed bekend met hierdie manier van hoe mense praat. Maar weet julle wat? In die hele Nuwe Testament vind ons nie een keer dat Christene beskryf word as sondaars nie. Hoor dit mooi. In die hele Nuwe Testament vind ons nie een keer dat Christene beskryf word as sondaars nie. Nooit nie. Christene word beskryf as heiliges, as mense wat vir God afgesonder is, as mense wat daagliks op pad is saam met Jesus Christus, as mense wat soms worstel met sonde, as mense wat daagliks leer hoe om nader aan God te leef, hoe om meer in lyn te kom met God se wil, mense wat groei in die geloof, maar nooit ooit word 'n Christen beskryf as 'n sondaar nie. Ons kan nooit na onsself maar net verwys as, ag ek het dit maar gedoen want ek is maar net 'n ou sondaar nie. Nee, jy is nie. As jy 'n kind van die Here is dit nooit 'n verskoning om maar net te sê ek is maar net 'n ou sondaar nie.
Ek is 'n kind van die Here. En daarom pas 'n ander lewenstyl by ons. Hoekom is dit so belangrik dat ons dit moet verstaan? Want Jesus Christus het eens en vir altyd afgereken met my sonde. Toe ek in Jesus se arms ingeklim het, soos wat ons gehoor het, daar met die gelykenis van die barmhartige Vader, soos wat ek daai gelykenis graag noem, het God my onvoorwaardelik vergewe. Toe ek in sy arms ingekom het God my onvoorwaardelik vergewe. My status voor God het verander. Voor God is ek nie meer 'n sondaar nie. Voor God is ek 'n heilige, 'n afgesonderde kind van die Here. Maar nou sê Jesus vir ons hier in vers 1, dat daar ook 'n ander realiteit is. En dit is, dat ons nie vrygestel is van versoekings nie. Dis wat Jesus hier in vers 1 sê. Dit is onvermydelik dat daar dinge kom wat mense laat struikel, maar die ellende wag vir die mens wat die oorsaak daarvan is. Selfs Jesus, sal julle onthou, het ons hier in Pinkstertyd van gehoor in Hebreërs 4 vers 15, dat hy self aan versoekings blootgestel is. Die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig, net soos ons, aan versoekings onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. En nou sê Jesus vir ons, dat binne die veilige ruimte van ons geloofsgemeenskap, ons gemeente, ons kerk, het ons nie alleen die reg nie, maar het ons die verantwoordelikheid om mekaar te help om sonde te oorkom. Dis tog wat Jesus hier bedoel in vers 3, as jou broer verkeerd optree, berisp hom. Binne die geloofsgemeenskap, binne die gemeente van die Here Jesus, sê hy, het ons die verantwoordelikheid om na mekaar om te sien. Sonde kon nie en kan nie, maar net goedsmoeds oorgesien word nie. Dit was nooit God se bedoeling gewees nie. Sonde is nooit normaal nie. Maar natuurlik beteken dit nie dat ons in die kerk dan maar na willekeur mense uitskop uit die geloofsgemeenskap uit nie. Ons is nie hier om soos 'n verkeerskonstabel elkeen dop te hou en die oomblik wat iemand iets verkeerd doen vir daai persoon te sê, nou is dit uit met jou, jy is nie meer welkom hier in ons midde nie. Nee. Dis ook beslis nie wat Jesus hier bedoel nie. Maar wat hy bedoel is, ek en jy is hier vir mekaar. Ek en jy sorg vir mekaar. Ek en jy is hier om mekaar te help om voortdurend te groei in ons verhouding met die Here. En waar ons agterkom dat sonde besig is om iemand se geloofsgroei te belemmer, daar gaan praat ons met die persoon. Ons gaan praat in liefde met daai persoon. En ons sê vir die persoon, man, ons kan sien hierdie ding is besig om 'n struikelblok te word vir jou. Hierdie ding is besig om tussen jou en jou verhouding met die lewende Here in te kom. Kom ons praat daaroor. Want ons wil nie sien dat jy agterraak in jou verhouding met die Here nie. Dit word dat ook vir ons baie duidelik uiteengesit in verse 3 en 4. As jou broer verkeerd optree, berisp hom, en as hy berou kry, vergewe hom. Selfs as hy 7 maal op 'n dag verkeerd optree teen jou, en 7 maal na jou toe terugkom en sê, ek is jammer, moet jy hom vergewe. Matteus 18, waar hier dieselfde gedeelte eintlik vir ons in Matteus se woorde dan herhaal word, lees ons dat dit Petrus is wat na Jesus toe kom, vir Jesus eintlik konfronteer met 'n vraag, en vir Jesus sê, hoeveel keer moet ek iemand vergewe? En dan dink hy nou, hy is baie ruimhartig, as hy sê selfs 7 keer. Dan antwoord Jesus om in vers 22, ek sê vir jou, nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer. Vergifnis, geliefdes, is nie maklik nie.
Daar's nie een van ons wat nie al ervaar het dat iemand jou te nagekom het en dat jy dan ervaar dat daai wonde vir jare lank nog steeds daar in jou lyf vaskleef nie. Dit leef steeds voort in jou gedagtes veral. Iemand sê vir jou iets en dit is so erg, dit voel vir jou of daai persoon 'n mes in jou ingedruk het en dan nog op die koop toe daai mes 'n draai gegee het. So seer is dit. En jy loop met daai seer, met daai pyn in jou lewe rond. Iemand het jou goedheid op 'n dag misbruik en jou groot skade berokken. Iemand het vir jou iets beloof en toe nie hulle belofte nagekom nie. En dan sit jy as Christen en worstel met hierdie vraag, wat moet ek doen? Moet ek daardie persoon vergewe of nie? En die antwoord is nie so maklik nie. Maar miskien moet ons die vraag op 'n ander manier vra. Miskien moet ons nie vra, moet ek die persoon vergewe of nie vergewe nie? Miskien moet ons die vraag vra, wat is die alternatief? Is dit beter om vir jare met haat en met 'n wond wat nooit genees nie, saam te leef? Want dis die alternatief. En geliefdes, dit kan mos nie. Ons kan mos nie so voortleef met hierdie wond in ons. En ons weier om iets te doen dat hy wond genees nie. Mens sien dit so dikwels in huwelike waar twee persone in so 'n siklus van konflik vasgevang is. Waar hulle die hele tyd verwyte heen en weer slinger teen mekaar. Waar hulle mekaar beledig en smalende opmerkings maak teenoor mekaar en sarkasties is met mekaar. En dit raak al hoe erger en erger. En uiteindelik kyk jy na hierdie twee mense en jy sê vir jouself, hulle gaan mekaar doodmaak. Miskien nie fisies nie, maar hulle gaan mekaar emosioneel doodmaak. In Gabriel Marquez se boek Love in the Time of Cholera word die verhaal vertel van 'n egpaar wie se huwelik besig was om te verbrokkel as gevolg van, en glo dit as jy wil, 'n koekie seep. Op 'n dag het die vrou, dit was nou eintlik haar taak in die huis gewees, dat moet sorg dat daar altyd seep is en toiletpapier en al die dinge, dat dit altyd reg is, het die vrou vergeet om 'n nuwe koekie seep in die badkamer te sit. En dan is haar man vir haar baie kwaad en hy konfronteer haar met die verwyt, ek bad al vir 'n week lank sonder seep. En hierdie vrou weier om te erken dat sy 'n fout gemaak het. Sy weier om te erken dat sy vergeet het om seep by die bad neer te sit. En dan in die verhaal, vir 7 maande lank slaap die twee in aparte slaapkamers. En as hulle eet, dan praat hulle nie 'n woord met mekaar nie. En dan vra die skrywer uiteindelik, how can a bar of soap ruin a marriage? Because neither partner would say, stop, this cannot go on, I'm sorry, forgive me. Die een weier om vergifnis te vra, die ander een weier om te vergewe. En saam gaan albei partye ten gronde. Een verhaal van vernietiging, van die vernietiging van 'n verhouding, uit twee verskillende kante bekyk. Maar die uiteinde is dieselfde. 'n Verhouding wat tot stilstand gekom het, omdat nie een van die twee bereid is om kop te gee nie. Wonde wat weer en weer en weer oopgekrap word,
Ou koeie wat keer op keer uit die sloot gegrawe word, omdat dit vir mense skynbaar lekkerder is om met hierdie wonde saam te leef, eerder as om vergifnis te vra, eerder as dat hulle vergewe. Geliefdes, genade begin en eindig met vergifnis. Die pa wat sy seun tegemoet hardloop en hom omhels, nog voordat die seun kans gehad het om sy mond oop te maak en vir sy pa te sê hy is jammer. Dis genade. Want genade en vergifnis is uiteindelik die enigste manier waarop ons uit hierdie siklus van stikkende verhoudings uit kan wegkom. Een goeie vriend van my bel my vroeër die week en ons praat presies oor hierdie onderwerp. Nou nie tussen my en hom nie, dit gaan oor twee ander persone. Dit gaan oor twee persone wat lyk asof hulle nie eers wil hê dat die son oor die ander een moet skyn nie. En hy vra vir my, wat dink jy daarvan? En ek was besig om voor te berei vir vandag en ek sê vir hom, weet jy, ek is nou juist besig om te werk oor hierdie tema. En die antwoord wat ek vir hom gegee het, is presies dieselfde antwoord wat ek ook vanoggend gee. Een van die twee moet bereid wees om daardie siklus te verbreek deur vir die ander een onvoorwaardelik om verskoning te vra. Nie, ek is jammer, maar nie. Net, ek is jammer. Vergewe my. Want daarsonder gaan die verhouding nie kan herstel nie. En die een wat daarna gekom is, op daardie persoon, sê Jesus, rus daar dan die verpligting om te reageer met, dankie, ek vergewe jou. Dit is presies wat Jesus hier sê, wat moet gebeur. As iemand 7 keer op 'n dag na jou toe kom, 7 keer teen jou oortree het, 7 keer gesondig het teen jou, en 7 keer vir jou kom sê het, ek is so jammer dat ek dit gedoen het, dat ek dit weer 'n keer gedoen het, dan sê die Here Jesus, dan vergewe jy daai persoon 7 keer. Elke keer. 7 is natuurlik, soos ons weet, 'n simboliese getal. Dit beteken eintlik maar net onbeperk. Is dit 'n maklike proses? Nee, gewoonlik nie. Want om vergifnis te vra, beteken dat jy jouself broos maak, dat jy jouself weerloos maak teenoor die ander persoon. Dat jy vir daai persoon moet sê, weet jy, ek het 'n fout gemaak. Ek is jammer daaroor. In 'n goeie vriendskap, of in 'n gesonde huwelik, waar albei partye die beste vir mekaar graag wil gee, waar albei partye wil hê dat hierdie verhouding wat ons het, hierdie vriendskapsverhouding, of hierdie, as dit miskien iemand is wat saam met jou werk, in daai tipe verhouding, wat ons almal wil hê, dit moet goed gaan, dat daar 'n goeie verhouding sal wees. Is dit dalk 'n bietjie makliker. Want ons deel een storie, en ons deel een begeerte, om ons vriendskap, of ons huwelik, voor te sit. En dan vra die een verskoning, en die ander een vergewe baie vinnig, want onmiddellik bring dit ons nader aan mekaar, en maak dit dat ons weer met openheid, en sonder skaamte, in mekaar se teenwoordigheid kan wees. Jy weet mos, so is dit, as jy nie wil verskoning vra nie, dan weet jy nie eintlik hoe om die ander persoon te benader, en jy is skaam in daai persoon se teenwoordigheid. Dan sê Jesus, dis die manier om hierdie skaamte te oorkom, dis die manier om daai verhouding te herstel. Dan sê, ek is jammer, kan jy my vergewe? Dieselfde geld ook binne die geloofsfamilie.
En ek praat van 'n veilige ruimte binne die kerk, want dit is hoe dit behoort te wees. Binne die veilige ruimte van die familie van God, maak ons baie keer foute, doen ons baie keer iets wat nie reg is nie, sê ons baie keer iets teenoor 'n persoon wat verkeerd was, maar daar, binne hierdie familie, skep ons vir mekaar ruimte, dat ons kan sê, ek is jammer, ek het 'n fout gemaak, vergewe my. Dan vergewe ons, maklik, want dit is hoe die verhouding herstel word. Ek het 'n kosbare verhaal uit my bediening in Swaziland, wat ek seker nooit sal vergeet nie. Kort nadat ek in die gemeente begin werk het, kry ek een oggend 'n telefoonoproep, en ek hoor dat een van ons ouderlinge, hy was 'n skoolhoof gewees, die vorige nag 'n beroerte gehad het. Hy het gelukkig naderhand heeltemal herstel. Maar die eerste kerkraadsvergadering nadat hy die beroerte gehad het, sit ons praat oor hierdie situasie, die ouderling van ons wat nou vir 'n tyd lank in elk geval nie meer beskikbaar is nie. Maar toe kom dit aan die lig dat die ouderling se vrou, sy was self 'n onderwyseres, die aand wat hy die beroerte gehad het, haar man eers na die kliniek toe geneem het, maar hulle kon nie veel vir hom doen daar nie. En toe vat sy hom na 'n toordokter toe. En die kerkraad was baie ontsteld geweest daaroor, en hulle het haar ook baie sterk ernstig berispe daaroor dat sy dit gedoen het. En haar verweer was dat sy gesê het, sy was dan daai aand in so 'n skoktoestand, sy het eenvoudig besluit, sy doen alles wat sy kan om te kyk of sy nie haar man kan help nie. Eers die gewone dokters, en as dit nie help nie, dan die toordokters, en dis haar rede gewees wat sy aangevoer het, waarom sy dit gedoen het, want sy wil graag haar man help. Maar die kerkraad het na 'n lang bespreking besluit dat sy onder sensuur geplaas moet word, wat prakties sou beteken dat sy nie nagmaal mag gebruik nie. En toe, by die volgende kerkraadsvergadering, toe daag sy daar op saam met haar man langs haar, en hy het daarom intussen al heelwat herstel, en sy sê vir die kerkraad, ek is jammer vir wat ek gedoen het. Ek was verkeerd gewees. Vergewe my asseblief. En ek sal nooit vergeet hoe dat daai kerkraad onmiddellik, hulle het nie verdere vrae gevra nie, hulle het haar nie verder skaam gemaak oor wat sy gedoen het nie. Hulle het eenvoudig net gesê, ons vergewe jou. Jy is weer deel van ons. En dit is hoe dit in die kerk behoort te wees. Ons praat eerlik oor sonde, maar ons is net so gereed om te vergewe. Want ons doelwit is altyd in die kerk, as broers en susters van mekaar, as kinders van die lewende Here, is ons altyd op soek na maniere om die verhouding gesond te maak en die verhouding te herstel. En as jy opreg verskoning gevra het, en die ander een weier om te vergewe, wat maak ek dan? Dan gee ek eenvoudig daai persoon oor aan die Here. Ek het gedoen wat die Here vir my vra. Ek het vergifnis gevra. Nou is dit in die hand van die Here om daardie persoon se hart te verander, sodat hy of sy ook kan vergewe. Herstelde verhoudings. Dit is waaroor dit gaan in hierdie gedeelte in Lukas. Die een wat onreg gepleeg het, gaan vra vir vergifnis. Die een teenoor wie daar oortree is, gee vergifnis. Twee kante van dieselfde saak. Want albei streef na een doel om 'n gebroke verhouding weer te herstel. En maklik is dit nie. Miskien is dit juist die rede waarom die disippels onmiddellik daarna vir Jesus vra, gee vir ons meer geloof. Miskien omdat hulle besef het, dat sonder 'n groot geloof, dit amper onmoontlik is, om te doen wat die Here wil hê jy moet doen.
Ek wil vanoggend vir jou vra, terwyl jy hier sit en dink, is daar dalk 'n moeilike gesprek wat vir jou voorlê? Is daar dalk iemand saam met wie jy 'n koppie koffie moet gaan drink, sodat jy kan gesels? Is daar dalk 'n gesprek wat jy met jou man of jou vrou moet voer? Miskien iemand by die werk met wie jy moet gaan praat. Miskien is vandag die dag wat jy die siklus van verwyte en van beskuldigings kan beëindig. Ek is so jammer oor wat ek gedoen het. Kan jy my vergewe? En jy, teenoor wie daardie belydenis gemaak word, sou dan kon antwoord: baie dankie, ek wil jou bitter graag vergewe. Kan jy my ook vergewe vir wat ek aan jou gedoen het? So, volgens Jesus, verbreek ons die siklus van ongenade. So, sê Jesus, herstel ons gebroke verhoudings. Amen. Here, waarskynlik sit elkeen van ons iewers met herinneringe van iets wat iemand aan ons gedoen het. Iets wat ons net eenvoudig nie meer kan afhandel nie. Iets wat elke keer maar weer terugkom in ons gedagtes, om ons te herinner aan die seer wat ons ervaar het. Here, miskien wil U vandag met mense praat, om net te gaan sê, ek is jammer, ek het 'n fout gemaak, vergewe my. Of miskien, weet jy, ek vergewe jou. Ek het nog altyd met hierdie ding in my rondgeloop, maar ek vergewe jou onvoorwaardelik, want ek kan nie so aangaan nie. Dankie Here dat nog voordat ons kon kies of kon vra, dat U die verhouding met ons herstel het. Dankie Here dat U arms wyd oopgemaak het, dat ons kan inklim in die arms en dat U ons teen U bors kan vasdruk en dat ons kan hoor hoe dat U vir ons sê, dis alles verby. Alles van die verlede is verby. Ons leef nou in 'n nuwe verhouding saam met U. En Here, ons bid in ons gemeente dat U ook verhoudings sal herstel. Want ons weet dat dit die manier is hoe dat U geëer word, ook deur ons as geloofsgemeenskap. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.